Goeiemôre vriende, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre weer saam te wees rondom die woord van die Here. 'n Kosbare voorreg om God se woord te kan open, daaruit te kan lees en te kan weet dat die hele skrif is deur God ingegee. En as 'n bietjie dink aan wat die Here vir ons in sy woord leer, dan sien ons baie duidelik daar in 1 Korintiërs 6 vers 20 sê die Here vir ons, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Daardie woorde tref my elke keer as ek dit lees. Ons is duur gekoop. Die Bybel sê in die boek Petrus, nie deur verganklike dinge, silwer of goud nie, maar deur die kosbare bloed van die lam sonder gebrek. En as ons eens besef met wat 'n duur prys ons gekoop is, dat God self mens kom word het en dat hy bereid was om te sterf en sy lewe af te lê sodat ons gered kan word, dan besef ons hoe duur prys dit werklik was. En daarom moet ons ook God verheerlik in ons liggaam en in ons gees wat aan God behoort. En ek het dit vir u gesê in die boodskap wat verby is, dat dit wat binne my hart aan die gang is, sal dikwels na vore kom in my optrede. Daarom is dit noodsaaklik dat ons van binne na buite verander word, sodat die Here ook verheerlik kan word in ons lewe. Nou vriende, ons is tans besig met hierdie reeksie boodskappe wat handel oor die gedagte, is God se wet en gebooie nog relevant vir ons dag en tyd? Nou ons het alreeds 'n hele klompie boodskappe hanteer. Ons is vanmôre by die 8ste gebod en ons kyk op die oomblik na hierdie gedagte, jy mag nie steel nie. Nou Eksodus 20 vers 15 sê baie duidelik vir ons, jy mag nie steel nie. Vir u al reeds gesê dat hierdie gebooie baie relevant en ook van toepassing is op ons wat lewe in die 21ste eeu. Nie om gered te word nie, maar as gereddes om te sien wat God se standaard is en die riglyn wat hy in sy woord vir ons deurgee. Nou as ons kom by die gedagte van jy mag nie steel nie, dan is die vraag baie keer, wat is die definisie van diefstal, of wanneer steel ek, of wanneer is ek besig om hierdie sonde te pleeg? En wil ek in die eerste plek vir u sê, as jy die Heilige Gees van God in jou hart het, dan sal die Heilige Gees jou onmiddellik attent maak daarop, wanneer jy met hierdie sonde besig is. Maar as ons 'n kort definisie daarvan moet gee, en so 'n bietjie na die oorspronklike taal moet gaan kyk, dan sien ons dat om te steel of diefstal is om wederregtelike beslag te lê op dinge wat nie aan my behoort nie. Met ander woorde, diefstal is wanneer ek iets steel, of wanneer ek bedrog pleeg, of die waarheid van mense weerhou, of ek doen mense in, of daar is sekere dinge wat ek weerhou wanneer mense vir my 'n sekere diens gelewer het, dan kan dit neerkom op die feit dat ek van mense steel. Dit beteken eenvoudig om skelm te wees, om onderduims te wees, om slinks te wees, om mense te mislei. En dis alles maar onder die definisie van diefstal, of wat die Here vir ons sê, ons mag nie steel nie. Nou, ons lewe in 'n land, ons lewe in 'n wêreld waar diefstal, waar bedrog, waar die weerhouding van waarheid aan die orde van die dag is. En daarom is dit so belangrik dat ons sal kyk hoe relevant hierdie gebod vir ons is in ons tyd. Nou, ek wil vir 1 of 2 statistieke noem. Hulle sê op die oomblik word daar so 4,4 miljard rand verlies gelei weens kragdiefstal. Ons lees hoe die koerante vir ons lees hoe veediefstal gestyg het met oor die 200% in Suid-Afrika. Ons weet wat aan ons regering aangaan, hoe elkeen hom vergryp aan iets wat nie aan hom behoort nie. En dis presies waarteen die woord ons waarsku, want u sal onthou, ek het vir u gesê, die eerste 4 gebooie is ons vertikale verhouding, ons verhouding met God, en dit sal 'n direkte invloed hê op ons horisontale verhouding, en dit is die mense om ons. En omdat ons in 'n tyd lewe waar mense God nie meer vrees nie, het hulle ook geen ontzag meer vir mekaar nie, en daarom steel ons van mekaar, ons belieg mekaar, ons doen mense in. Die Bybel sê die arbeider se loon roep na die hemel om vergelding, omdat mense net absoluut self geabsorbeer is en alles vir hulle self wil toeëien. Die Bybel sê in die Nuwe Testament vir ons in Romeine 13 vers 8, jy mag nie steel nie. En dan praat hy in besonder daarvan dat die liefde die naaste geen kwaad doen nie. Dan kom Efesiërs 4:28 en sluit pragtig daarbey aan en sê, laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy eie hande te werk. En dat hy ook iets kan verkry om aan ander te deel wat gebrek het. Vir my so pragtig om te dink daaraan dat die Here vir die wat steel sê, moenie meer steel nie, werk met jou eie hande sodat jy weer op jou beurt aan ander mense iets kan gee wat nie het nie. Hoe kosbaar om hierdie groot waarheid dan raak te sien. Wat sê die Heidelbergse Katekisme oor hierdie saak? Wat gebied God in die 8ste gebod? Die antwoord is eenvoudig,
God verbied nie slegs die diefstal en roof van die owerheid, wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste, waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lentemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker, of enige middel wat God gebied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. So hierdie gebod is so duidelik, dat daar van ons as kinders van God nie 'n gesindheid moet wees om iets van iemand te vervreem, het sy deur geweld of deur bedrog of deur 'n skyn wat ons voorhou nie. Waarom nie? Want die Bybel sê vir ons moet die belange van ons naaste voor ons eie belange stel. Ek moet my naaste se belange bevorder. Ek moet so 'n gesindheid dan ook koester dat Christus deur my lewenswandel dan ook na vore sal kom. Die Bybel sê, al sweer ek tot my skande, ek sal dit nog steeds doen. En al sê ek baie keer iets en dit kos my 'n prys, is ek bereid om daai prys te betaal ter wille van die getuienis van die Here Jesus Christus en om my naaste nie te na te kom nie. En as ons bietjie kyk na hierdie gedagte van jy mag nie steel nie, wil ek vir u sê daar is 4 verskillende maniere waarop diefstal gepleeg kan word. En ek gaan dit vinnig vir u probeer deurgee. Weereens sê ek vir u, ons kan hierdie studie baie wyd uitrek en ons kan 2-3 boodskappe oor elke gebod hou. Maar ter wille van tyd wil ek net so hierdie waarheid in u midde kom lê met die hoop dat u verdere studie sal gaan doen en dit so bietjie sal uitbrei en sal sien hoe groot en kosbaar God se waarhede is in sy woord, hoe tydloos God se gebooie is en hoe dit op ons van toepassing is. Nou wat is die 4 verskillende maniere waarop diefstal gepleeg kan word? Die eerste een is deur fisies te steel, dan deur bedrog of om iemand te mislei of 'n opsetlike wanvoorstelling, deur lone terug te hou of iemand nie te betaal soos ooreengekom nie en dan deur nie aan God te gee wat hom toekom nie. Kom ons kyk gou vinnig na hierdie paar gedagtes. Soos die Here sê ons moenie steel nie, dan beteken dit ons moenie iets van iemand vat nie. Met ander woorde, dan moenie van ons 'n gesindheid wees waar ons by iemand iets vervreem wat aan hom behoort nie. Daarom sê Eksodus 22:1, as iemand 'n bees of 'n stuk kleinvee steel en dit slagoffer koop, moet hy 5 beeste vir 1 bees vergoed. Kan u die ernstigheid van God se hart in hierdie saak sien? Vandag is dit so, mense steel van 'n ander een en as hy later sleg voel, dan sê ag hoorie, ek het hierdie ding by jou gesteel. Luister wat sê die Bybel, jy moet 5 keer soveel teruggee. Waarom? Dat jy kan voel dat diefstal het 'n effek op jou lewe, het 'n effek op 'n ander een se lewe en dat dit jou sal weerhou om in die toekoms dieselfde ding te doen. Dit is baie belangrik om te sien dat die Here ook baie streng en sterk oorkom oor hierdie saak. Wanneer pleeg 'n mens verder diefstal? Deur bedrog of om iemand te mislei met 'n opsetlike wanvoorstelling. Ons dink aan die man Saggeus. Onthou jy tot hy bekering kom? Die Bybel sê hy het gaan staan en vir Jesus gesê dat hy sal die helfte van sy goed aan die armes gee. En as hy iets van iemand afgepers het, dan gee hy dit 4 dubbel terug. En hierdie gedagte is baie duidelik dat hierdie man se redding vir ons wys dat hy deur bedrog en deur om dinge vals voor te gee van mense goed vervreem. En toe die dag toe die Here sy siel red, het hy dan ook 'n regstelling gemaak. Verder steel ons as ons lone terughou of iemand nie betaal soos ooreengekom nie. Hoor wat sê Levitikus 19 vers 13, jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Die dagloner se loon mag jy by jou nie tot die môre toe laat bly nie. Jy sien, hier kom die Here en hy sê dat as ek 'n dagloner se loon terughou, beroof ek hom. Ek is besig om van hom te steel. En as ons die Nuwe Testament bekyk, sê Jakobus 5 vir ons presies dieselfde gedagte. Hy sê, kom nou julle rykes ween en huil oor die ellende wat oor julle kom. Hy sê, julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur motte verniel. Hy sê, kyk die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot by die ore van die Here van die leerskare. Julle het op die aarde 'n weelderige en losbandige lewe gelei. Julle het met julle harte vet gevoer soos op die slagdag. En God het besoeking gedoen op hierdie mense. So wanneer ek die arbeider se loon terughou, is ek besig om te steel van hom. En dan ook die gedagte dat die Here vir ons in Maleagi 3 vers 6 sê, ek steel deur van God te neem wat hom toekom. Die Bybel vra die vraag in Maleagi 3 vers 8, mag 'n mens God beroof?
want julle beroof my en julle sê, waarom het ons u beroof? En dan sê hy, die tiendes en die offergawes, met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Wanneer ons kyk na hierdie gedagtes, sien ons baie belangrik dat die Here vir ons sê, ons mag nie steel nie. Ons het nou gekyk na so 'n paar gedagtes, en ook by die Heidelbergse katekisme rondom dit sê, die gebed van my hart is dat u en ek ons harte sal ondersoek, dat ons vir die Here sal vra, Here, hoe lyk my lewe voor u? Want die woord sê vir ons baie duidelik, Filippense 2, daar in die 14de tot die 16de vers, doen dit alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. Mag die Here ons genade gee om hierdie gesindheid openbaar en nie te steel nie, maar eerder met ons eie hande te werk, sodat ons iets kan hê om vir iemand anders te gee. Mag die Here ons wysheid gee daarin, en mag hy verheerlik word. Groete en 'n mooi dag verder. Tada!